In al ons vorige lessies het ons nou met grafieke gewerk en ons het spesifiek die lineêre grafiek ondersoek. In al die lessies wat ons ondersoek het, het ons met die eerste een begin en gesien as ons 'n tabel teken, wat ons 'n vergelyking het en ons vul die waardes in die tabel in, dan kan dit vir ons 'n reguit lyn grafiek gee. Toe het ons gaan kyk na ons afsnitte van 'n reguit lyn. Die afsnitte van ons reguit lyn het ons gesien ons kry ons x-as afsnit en ons x-as afsnit is die punt waar die grafiek die x-as sny. Met ander woorde, dit is waar y gelyk is aan 0. Ons het gekyk hoe lyk ons y-as afsnit. Ons het gesê ons y-as afsnit is die punt waar die grafiek die y-as sny. Met ander woorde, dit is waar x gelyk is aan 0. Toe het ons mooi gaan kyk hoe werk die gradiënt van die lyn. Die gradiënt wat ook die helling van die lyn is, wat vir ons sê hoe skeef of hoe skuins die grafiek lê. En ons het gesê die gradiënt tussen twee punte is die tempo van verandering tussen twee punte. En dit word bereken deur die formule te gebruik wat sê die verandering in die y-waarde op die verandering in die x-waarde. Dit alles bring ons dan nou by die standaardvorm van die reguit lyn. So die standaardvorm van 'n reguit lyn praat ons van y is gelyk aan mx plus c. Nou hierdie standaardvorm van 'n reguit lyn is baie belangrik. Kom ons ontleed y gelyk aan mx plus c. Uit al die ondersoekies wat ons nou gedoen het, kan ons met ander woorde sê hierdie y en x is my veranderlikes. Onthou, ons het gesê x is my onafhanklike veranderlike. Met ander woorde, dit is ook ons insetwaarde, as julle kan onthou, uit al die lessies wat ons nou voorheen gedoen het. Dit is ons insetwaarde, is ons onafhanklike veranderlike. Y het ons gesê is ons afhanklike veranderlike, want hy hang mos nou af van wat die waarde van x is. En ons het gesê dit is ook ons uitsetwaarde, met ander woorde, dis die antwoord wat ons kry as ons vir x ingesit het. As ons nou verder gaan kyk na hierdie vergelyking van die lyn, dan kry ek m. M het ons gesê is die simbooltjie wat my gradiënt verteenwoordig. En gradiënt het ons ook gesê is ons helling. Verder het ons gesê as m groter is as 0, met ander woorde hy is positief, dan gaan my grafiek 'n stygende grafiekie wees. Met ander woorde, as ek hier op die linkerkant begin loop en ek gaan teen hom op stap, dan gaan ek opdraand loop. Verder het ons gesê as ons gradiënt kleiner is as 0, dan het my grafiek 'n negatiewe helling, met ander woorde hy is dalend. So as ek van links na regs op hom gaan stap, dan gaan ek afdraand loop. Daai gradiënt het ons ook gesê, werk ons uit deur ons verandering in ons y-waarde oor ons verandering in x-waarde te kry. Goed, dit het ons 'n paar sommetjies gedoen in die vorige oefening. Uit die werk wat ons nou al gedoen het en die sketse wat ons geteken het, hierdie C kan ons sê is ons y-as afsnit. Want daai waarde is altyd die antwoord wat jy kry as x gelyk is aan 0. Met ander woorde,
As ek x gelyk aan 0 in my vergelyking gaan instel, gaan ek kry dat y gelyk is aan c. Dit gee vir my y as afsnit. So my y as afsnit is altyd die koördinaat 0 en c. Goed, so as ons gaan kyk na 'n paar van die grafieke wat ons nou al gehad het, dan kan ons nou mooi sien, as ons nou byvoorbeeld kyk na al die volgendes, dat ons hulle net mooi sien. Ek het y gelyk aan x plus 1. Goed, met ander woorde, hier staan nou 'n spook 1, so uit hierdie grafiekie uit, kan ek sê, hierdie 1 is my gradiënt. En hierdie c kan ek sê is my y as afsnit. Kom ons kyk na die volgende enetjie. Ons het y is gelyk aan 3x minus 2. Dan kan ek sê hierdie 3 is my gradiënt. En onthou, ons het gesê ons gradiënt word deur m aangedui en dit is ons verandering in y op ons verandering in x. Met ander woorde, daai is dieselfde as 3 op 1. So vir elke 3 wat my y meer word, word my x1 meer. Dan kan ons sê hierdie minus 2 is my y as afsnit. As ons het, y is gelyk aan 'n 3/4 x. Nou kan ek sien, hierdie 3/4 is my gradiënt of my helling. Onthou, dis dieselfde woord. My gradiënt m is my verandering in y op my verandering in x. En ek kan sien, dit is nou 3 op 4. Met ander woorde, vir elke 3 wat y toeneem, gaan x met 4 toeneem. Hier kan ons nou sien, is 'n plus 0 eintlik. Met ander woorde, my y as afsnit gaan die middelpunt wees, die oorsprong. Met ander woorde, my y as afsnit is daar die punt 0, 0, want hy gaan deur die oorsprong loop. Volgende enetjie, as ons byvoorbeeld kyk na y is gelyk aan minus x minus 'n half, dan kan ek hier uitsien, hier staan weer 'n spook 1, so my gradiënt is minus 1. En my y as afsnit is min 'n half. As ons kyk na 'n vergelyking wat so lyk, y is gelyk aan x op 3 plus 1, dan kan ek hom ook skryf as 'n derde maal met x. Plus 1, want onthou, x op 3 is dieselfde as 1 op 3 maal met x op 1. En dit gee dan vir my maar presies dieselfde as 'n derde x. Met ander woorde, ek kan nou in hierdie geval sê dat 'n derde is my gradiënt en my gradiënt is my verandering in y op my verandering in x. Hierdie 1 is met ander woorde my y as afsnit. As ons kyk na y is gelyk aan minus 2x plus 4, dan gaan ek ook weet dat hierdie minus 2kie is my gradiënt en my gradiënt is my verandering in y op my verandering in x en ek kan hom ook skryf as minus 2 op 1. Hierdie is my
y-as afsnit. Laaste voorbeeldjie waarna ons kyk, is as ek het y is gelyk aan 1/2 x minus 3, dan weet ek nou, hierdie half is my gradiënt. En dit is my verandering in y op my verandering in x. En hierdie minus 3 is my y-as afsnit. Dit bring ons dan nou by die derde metode om 'n reguit lyn te teken, en die metode se naam is die gradiënt afsnit metode. As jy mooi sal onthou, die eerste metode waarna ons gekyk het, was die tabelmetode. Die tweede metode waarna ons gekyk het, was om die afsnitte van die reguit lyn te bepaal, en die derde metode wat ons nou gaan gebruik om 'n reguit lyn te teken, is die gradiënt afsnit metode. Nou kom ons kyk na die gradiënt afsnit metode. Ons kry byvoorbeeld my vergelyking van my lyn is y is gelyk aan x plus 2. Nou as ons gaan kyk na ons gradiënt afsnit metode, dan bepaal ons nou hier dat my gradiënt gelyk is aan 1. Dit beteken vir my gradiënt is positief, so ek weet ek gaan 'n stygende grafiek hê. En my gradiënt is my verandering in y op my verandering in x, wat ook gelyk is aan 1 op 1. Nou kan ek ook identifiseer dat hierdie plus 2 is my y-as afsnit. So wat ons doen met die gradiënt afsnit metode, is ons gaan teken ons assestelsel. Met ons gradiënt afsnit metode het ons assestelseltjie, ons het ons x-as en ons y-as, 0 is ons oorsprong, en ek het my x-asie en my y-as. As ons nou gaan kyk na ons gradiënt afsnit metode, dan is die eerste ding wat ek moet identifiseer is my y-as afsnit. So my y-as afsnit sien ek hier is die puntjie 2. Nou weet ek my gradiënt is 1 en dit sê vir my verandering in y op my verandering in x is 1. As ek nou by my afsnit begin, dan beteken dit my gradiënt gaan met 1 opgaan, my y-waarde, en as hy met 1 opgegaan het, dan moet hy met 1 regs gaan. So die punt 1 en 3 word my punt waardeur my lyn moet loop. As ek nou hierdie twee punte verbind, dan gaan ek kry, ek kan nou hierdie twee punte verbind, en ek het my reguit lyn geteken. Kom ons kyk na ons volgende voorbeeldjie van 'n vergelyking van 'n reguit lyn, wat ons met behulp van die gradiënt afsnit metode kry. Ek het y is gelyk aan 3x minus 2. Nou goed, as ons na hierdie ene kyk, kan ons identifiseer ons gradiënt is gelyk aan 3, wat dieselfde is as 3 op 1, wat my verandering in y op my verandering in x is. Verder kan ek sien dat hierdie minus 2 is my y-as afsnit. As ek die gradiënt afsnit metode gebruik om my grafiek te teken, dan gaan ek my asie teken. Ek het my x-as en my y-as, en ek benoem hom 1, 2, 3,
4, 5, 6, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, my y-waardes, 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, min 3, min 4 en min 5. Nou ek identifiseer my y-as afsnit, my y-as afsnit is die punt min 2. Nou kyk ek wat gebeur met my gradiënt. My gradiënt word van 2 af, moet my y meer word, so ek gaan 1, 2, 3 meer word. Daarvanaf moet my x-waarde met 1 toeneem, met ander woorde my x neem nou met 1 toe, so my volgende punt wat ek gaan hê is daai puntjie, die punt 1 en 1. So, as ek nou hierdie punte verbind, dan kan ek my grafiekie teken, deur hierdie 2 punte mooi te verbind, want dit het my verandering in y op my verandering in x, maak my grafiek 'n reguit lyn. Soos jy kan sien, is my grafiekie opdraand, want ek het 'n positiewe gradiënt. So as ek hier oploop tot daarbo, dan loop ek opdraand, so ek het 'n positiewe gradiënt. Volgende voorbeeld waarna ons kyk. Y is gelyk aan 'n 3/4 x. Nou goed, as ons kyk na y is gelyk aan 'n 3/4 x, is die eerste ding wat ons moet doen, ons moet ons gradiënt identifiseer. Dit is 3/4. Wat ek weet is my verandering in my y-waarde op my verandering in x-waarde. Ek weet hy moet 'n stygende grafiek wees, want ek het 'n positiewe gradiënt. Hierso kan ek sien, het ek eintlik 'n plus 0, met ander woorde, my y-as afsnit is reg in die oorsprong. Dit is die punt 0 en 0. So as ek my skets gaan teken, ek het my x-as en my y-as. Goed, so die belangrike ding wat ek begin by is by my y-as afsnit, en dit is die punt hier in die oorsprong. Dan sien ek my gradiënt is my verandering in y. Met ander woorde, van my y-as afsnit word hy 3 meer. Van daar af word my x 4 meer, so dis 1, 2, 3, 4. Met ander woorde, my x-waarde het 4 meer geword, so hierdie punt is die punt 4 en 3 is my ander waarde waardeur my lyn moet loop. Dan kan ek my 2 punte verbind om my reguit lyn te vorm. En daar is my reguit lyn geskets. Ons kyk na nog 'n voorbeeld. Y is gelyk aan minus 'n half x plus 2. Nou kan ek in hierdie geval ook weer my gradiënt identifiseer. My gradiënt is my verandering in y op my verandering in x. En dit is minus 'n half. Nou in hierdie geval kan jy hom skryf as minus 1 op 2 of ook as 1 op minus 2. So ons sal nou kyk hoe dit op die grafiek werk dan. Belangrik volgende is my y-as afsnit, want ek gaan hierdie y-as afsnit gebruik om my grafiek te teken. So, kom ons kyk na die sketsie van hierdie grafiek. Net nog 'n ding, ek besef my gradiënt is negatief, met ander woorde, ek gaan 'n dalende grafiek moet hê. Jy kan al hierdie goeders raak sien om te weet of jou grafiek reg is, deur voor die tyd te sien of hy dalend of stygend is.
So ek het weer my x-as en my y-as. Onthou die punt 0, 0 is altyd jou oorsprong. Dis waar die x-as en die y-as mekaar sny. Net so terloops, julle onthou mos op my x-as is my y gelyk aan 0 en op my y-as is my x gelyk aan 0. Nou kom ons kyk, wat is my y-as afsnit? My y-as afsnit is die punt 2. Nou sê my gradiënt vir my verandering in y op verandering in x. As ons die eerste enetjie vat, gaan ek hiervandaan af 1 af, want my y-waarde word 1 minder. Daarvan af word hy, my x-waarde word 1, 2 meer. Met ander woorde, my ander punt wat ek gaan hê, is hierdie punt, die punt 2 en 1. En ek kan hierdie lyn van my verbind. Ek het my 2 punte, as ek hulle verbind, dan vorm dit my reguit lyn. Nou daar sien ek nou my reguit lyn grafiek. As ek die eerste gradiënt gebruik van -1, y-waarde word 1 minder, x-waarde word 2 meer. As ek nou hierdie volgende enetjie gebruik wat vir my sê my y-waarde word 1 meer, dan beteken dit ek moet 1 opgaan en dan word hy 2 minder, so ek moet 2 aftrek. So jy kan sien, jy kry presies die punt wat nog steeds op dieselfde lyn lê. So enige een van die 2 gradiënte kan jy so gebruik. Kom ons doen nog 'n voorbeeld van 'n negatiewe gradiënt. En daarna kan jy jou huiswerkies die les inoefen deur jou huiswerk te voltooi. Kom ons kyk ons volgende voorbeeldjie wat ons kan skets met behulp van die gradiënt afsnitmetode is die lyn y is gelyk aan -1/3 x -2. As ek hier kyk, kan ek identifiseer dat my gradiënt gelyk is aan -1 op 3 wat ook gelyk is aan 1 op -3. En ek kan sien dat my y-as afsnit is die punt -2. Kom ons skets gou ons grafiekie. Waar is ons y-as afsnit? Ons y-as afsnit is die punt -2. As ons kyk na ons verandering in ons y oor ons verandering in x, dan gaan ek nou sien, as ek die eerste enetjie vat, kom ons maak hom met die rooi, dan gaan ek sien my verandering in y beteken hy moet 1 minder word en my x moet met 3 meer word. Met ander woorde, daai word 3 meer en dan gaan ek daai puntjie daar hê en dit is my 2 punte wat my lyn verbind. As ek nou gaan kyk na hierdie ander enetjie wat ek die 1 en -3 gebruik, dan beteken dit van hierdie punt af moet ek my verandering in y is 1, hy word 1 meer, maar my x word met 3 minder. So hy word 3 daarvan af afgetrek en dan is daai my punt op my grafiek. So jy kan sien enige een van die 2 kan jy gebruik vir jou gradiënt afsnitmetode om jou grafiek te teken. Ek hoop jy het hierdie lesie geniet. Jy kan nou hierdie lesie se werk inoefen deur jou huiswerk te voltooi.